Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie om hemel en aarde te verenig. en vandag se onderwerp is om met mekaar saam te leef. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons die voorreg het van Bybelstudie. Dat ons die voorreg het, Here, om U woord te leer ken, wat vir ons riglyne gee oor hoe om te leef. Here, dat ons nie in die donker hoef rond te wandel nie, maar in die lig. So lei ons asseblief vandag, stuur die Heilige Gees, open ons harte en ons verstand, dat ons gelei sal word, Here, in U woord. Amen. Amen. So vandag se sleutelteks kom uit Kolossense 4 vers 6. En daar staan, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. So ons woorde wat ons gebruik moet altyd aangenaam wees. Dit sê nie hierso dat meeste van die tyd die woorde wat jy gebruik dat dit aangenaam is. Dit moet altyd aangenaam wees. En as ons nou in die onderwerp se konteks om met mekaar saam te leef, dat is eintlik so baie wat ek wil sê, maar voordat ek begin, mag ek my belofte hou van laasweek, dat ek daai gedig kan deel. Gaan voort. I met Jesus in the morning. So, die titel is eintlik I met God in the morning, maar die weergawe wat ek leer ken het is I met Jesus in the morning. And it says, I met Jesus in the morning when my day was at its best, and his presence came like sunrise, like a glory in my breast. All day long the presence lingered, all day long he stayed with me, and we sailed in perfect calmness over a very troubled sea. Other ships were blown and battered, other ships were sore distressed, but the winds that seemed to drive them brought to us both peace and rest. Then I thought of other mornings with a keen remorse of mind, when I too had loosed the moorings with the presence left behind. So I think I know the secret, learned from many a troubled way. You must seek him in the morning if you want him through the day. So dit was deur Rolf Spalding Cushman geskryf. En ek dink hierdie prinsip van as ons die Here in die oggend ontmoet, kan ons hom saam met ons deur die dag neem. Ek dink dit pas ook nou eintlik by vandag se onderwerp, en dit is om met mekaar saam te leef. En ek wil nie die les vooruitloop nie. Dis ek maak myself verkeerd. Maar ek gaan sê wat ek nou gaan sê, en dit is, ek dink die maklikste vir ons en die beste manier vir ons om met mekaar en met almal, met meeste mense in vrede kan saamleef, is ons moet eers saam met Christus leef. Ons moet eers hom soek en ons lewe fondeer op hom. En as ons lewe saam met hom kan stap, dink ek dan kan ons dit makliker saam met ander mense doen. Ja, ek dink ook hierdie prinsip word deurgetrek. En ek dink veral ons as 'n liggaam van Christus moet ons in liefde en vrede met mekaar leef. Ander mense wat nie Christene is, die kyk na ons, hoe ons met mekaar te werk doen en hoe ons met hulle te doen. En as ons 'n gesindheid het wat neerhalend is, of 'n gesindheid het wat amper explosive, as iemand 'n foutjie maak, hoe hanteer ons hulle? Praat ons mooi met autoriteit en fermheid, maar nog steeds in liefde, waar dit nodig is? Of is ons bombasties en neerhalend en breek ons iemand in stukkies? Eintlik, sê ons hulle sleg omdat hulle, of ek wil amper sê, label jy iemand vir een fout, is dit hoe hulle is, omdat hulle een foutjie gemaak het? Ek dink 'n baie goeie voorbeeld op daardie is wat Jesus gesê het. Hy het gesê, hy sê dat haal eers die balk uit jou eie oog uit. En ek dink baie keer dan is ons so gefokus op ander mense se lewe en op wat hulle verkeerd mag doen of wat ook al dit mag wees, in plaas van dat ons op ons eie lewe kyk. So ek probeer werklik waar. Ek is so ver van perfek af, is hier snaaks nie. Maar ek probeer werklik dit realiteit in my lewe te maak. Dat wanneer ek sien iemand doen iets wat ek weet dit is nie reg nie, dan probeer ek dink, doen ek het nie miskien ook, maar op 'n ander manier nie. Of Dis hulle konsep. miskien dieselfde konsep, maar op 'n ander manier, of
miskien doen ek iets anderste, maar dit is half miskien in dieselfde kategorie. Of wat ook al dit mag wees. Die punt is, dan kan jy met deernis met iemand praat, Presies. en op 'n vlak wat nie neerhalend is, jy maar sê, hey, kyk, hier is iets waaraan ons moet werk. Ja, Soos ja. Daniel gebid het. Ja. Dit is nie julle en hulle, en dit is ons. Ja. En ek dink daai gesindheid is die basis van hoe ons met mekaar moet werk. Absoluut. So, ek dink ook aan Jakobus 3, die tong. As ons met mekaar te doen kry, moet ons werklik Ons het, want ons almal, dis vers nou 2 van hoofstuk 3, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Ek bedoel, net dit alleen wys dat almal het hierdie ding waarop ons eintlik maar die moet ding is, fokus. wat loop die mond van oor? Waarvan Die hart van van vol vol is. So, as jy, soos wat Jakobus nou hierso sê, as jy in woorde nie struikel nie, dan is jy 'n volmaakte man, want dit is, jou woorde kom maar net wat in die hart is. En as jou woorde alles perfek is, dan beteken jou hart is ook alles mooi reg. Verstaan jy? En ek dink dit is wat ons ook nou moet kyk, is die hart, verstaan jy? Want Die oorsprong. ons baie keer moenie dit sê nie, moenie dat sê nie, of ek moet so optree, ek moet so optree, maar die probleem is eintlik maar 'n hartsaak. En ons moet terugkeer na wat die probleem eintlik lê. Praat van hartsake, maar kom ons begin eers met ons vers van Efesiërs 5. Ons is eintlik 'n hele gedeelte wat ons hierso moet lees. Van 21 tot 33. So ons lees maar so 3 So teksverse. stukkie. Okay. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. As ons nou die konteks hier so kry, gee dit van hoe mens met mekaar moet praat. Maar dan gaan dit oor na 22 wat sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Nou gaan dit aan in vers 24 wat sê, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Net in daai 6 vers wat ons nou gelees het is, vroue wees onderdanig, mans soos Christus. Jy weet, dis 2 keer al in daai gedeelte. Ons lees verder, vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die manne hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Dat is my eintlik interessant hoe Paulus hierso homself 'n paar keer herhaal. Dit is amper al wat hierdie hele gedeelte is herhaling op herhaling op herhaling. Hy sê dit op 'n ander manier. Jy weet, of 'n ander bewoording, maar die hele punt vir my is, dink gou hoe bemindes teenoor mekaar optree voordat hulle trou. Hoe wen die man die vrou se hart? Op sy knieë te gaan. Wat ek eintlik wil vra is in, wat is hulle gesindheid teenoor mekaar? Wat is die bewoording? Wat is die mate van geduld? Wat is... Al die dinge wat jy oorsien. Ja. So, daar's 'n respekvolle stem toe, daar's goeie woordkeuses gemaak. Daar is nie 'n rash, explosive, as ek nou die Engels mag gebruik. Daar is baie meer geduld, want jy wil hulle wen. As 'n mens in die huwelik intree, moet mens aanhoudend jou beminde wen. Of nie dat jy hulle nou het ek die pryse nou, gaan ek dus 'n
vark te keer gaan nie. Either way, jy weet, mans of vrouens. Die punt is dat ons moet nie die beste voet voorsit in die sin van skynheilig wees nie, maar van dit is wie ons wil word, as dit sin maak. Ja. En die bedagsaamheid wat ons voor die tyd gewys het, moet ons aanhou om te wys. En dit is eintlik die fondasie van 'n gelukkige huwelik. Om dit wat jy voor die tyd ingesit het in die verhouding, te behou. Dis nie net En van... aan te hou daarmee. Ja, dis wat ek bedoel. En die ding is, ons sien dit met enige iets in die lewe. Is baie keer, ons het al baie keer hieroor gepraat, vorige keer het ons hieroor gepraat, as ons kyk na nuwejaarsvoorneme, en mense wat hulle voorneem om iets te doen, en dan die konsekwentes daaraan, dan moet opgee, en dan volgende keer probeer hulle nou maar weer, ensovoorts, ensovoorts. En die hele punt kom maar weer dieselfde met die huwelik, is dat jy maak hierdie beloftes voor God, en ook soos wat jy nou noem, die manier hoe jy met mekaar gepraat, en dit wat jy doen om die ander een te wen, oor te wen, sovoorts. Dis amper asof dit tot 'n einde kom, wanneer jy trou. Miskien nie dadelik nie, maar jy weet, met En dit is waar die mense van die honeymoon phase, waar dit vir ja. aanhou, En dan verdwyn dit. dit. Maar moet jy ook realisties wees, die lewe Ja. is die compleet. lewe, in die sin van, as ek terugdink aan die tyd dat ons gesels het, en die hoeveelheid petrol dat ek uitgereik na jou toe, ensovoorts. Om eerlik te wees, ek dink ek sou nou die tyd gehad het, om dit te kon doen nie. Letterlik. Ja, nee. Dus dit sou net nie gebeur het nie. So ek dink die Here het ons paadjies gekruis op die regte tyd, want dit was in COVID tyd, en ek het die tyd gehad. As dit nie was vir COVID, sou dit gebeur het. Maar in elk geval, die punt is dan maar net, dat die lewe is, mens moet realisties wees, maar dit beteken nie dat, dis amper soos, in die koerantprogram dat ek Dr. Fieker gesels oor, hierdie spesifieke persoon wat 'n ateïs is. En toe het by my opgekom, en hy het 'n brief geskryf, en in die brief was hy baie aanvallend gewees, en baie neerhalend, want die brief was 'n reaksie op 'n ander brief. En gedagte by my opgekom, soos in, is dit die manier hoe hy mense wil oorwin, tot dit wat hy glo? Want hy het 'n geloofssysteem, en hy glo in wat hy glo, makro-evolusie, en hy glo in God, en wat ook al, maar dit is goed wat hy glo, dis sy geloofssysteem. En is dit die manier hoe hy mense wil soos oral te probeer oortuig van dat hy reg is baie arrogant, en baie neerhalend, ensovoorts. En die gedagte by my opgekom het, is dat, hoe belangrik het is vir ons, as Christene, om anders op te tree, om vir die wêreld te wys, weet jy, maar ons is nie so nie. En ja, beteken jy gaan stil bly nie, jy gaan nog steeds die persoon kan antwoord, maar op 'n ander manier, op 'n respekvolle manier, op 'n mooi manier, nog steeds die waarheid oor te dra, definitief opstaan vir die waarheid, en dieselfde wat nou vir my, die punt wat ek wil uitdra, is spesifiek tussen man en vrou ook, is dat mens moet realisties wees. Daar gaan tye kom wanneer jy gaan verskil oor 'n saak. Verstaan jy? Maar hoe gaan jy dit hanteer? Verstaan jy? Soos in, miskien wil ek jou probeer oortuig van my saak, né? Maar dit moet nie regtig die punt wees om jou te probeer oortuig nie. Die punt probeer wees, ja, ek kan my punt maak op 'n mooi manier, jy kan jou punt maak op 'n mooi manier. En op 'n baie keer, ek hou nie van die woord nie, maar moet jy 'n kompromie aangaan om te sê, luister, okay, ons gaan nie, jy weet, oog tot oog sien oor hierdie saak nie, maar wat kan ons doen dat beide van ons nog steeds gelukkig hier uit kan kom, en sonder dat jy oor koppe te stamp onnodig. Nou, moet ek ons net hierso 'n qualifying factor, verskoon nie Engels, maar as dit in die woord rooi staan, dan kan ons nie sê tussen groen en blou. Nee, ek praat nie van alledaagse dinge, niks te doen met die Bybel, maar waardes en standaarde. Ja. Want wanneer kom met waardes en standaarde, dis dit wit en swart. Daar's niks van, jy weet waar ek staan op dit. So, maar dit is belangrik dat jy punt noem, maar ek praat dan van alledaagse dinge, soos wat se kleur gaan as in die muur ver, wat ook al dit mag wees. Verstaan jy, soos in, miskien voel ek baie sterk, het moet nie pink wees nie. Okay. Maar jy hoor wat ek sê, so dan gaan ons praat daaroor, en dan gaan jy regtig probeer oortuig. Maar my punt is, man, net soos in, hoe gedra ons onsself? Weet jy wat ook interessant is nou, Kolossense 3 vers 18 en 19 sê, vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is
Ek is baie bly, dit is net een man, hè? Manne, julle moet jul vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Die balans, daar's altyd 'n balans. Maar vir my as 'n vrou sien ek dat God het 'n familiestruktuur opgestel. Die man is die hoof. Né? Maar met dit is daar verantwoordelikheid van beskermer, voorsiener en as iets fout gaan, wat ek amper sê is ook jou verantwoordelikheid, want jy neem die Dit hang af waar dit fout gaan. As daar iets fout gaan in die kombuis, vat ek nie verantwoordelikheid nie. Maar my punt is dat as gesinsbesluite. Ja, ek verstaan, ja. Okay. So die vrou volg sy leiding. Want 2 leiers, 2 kokke in 'n kombuis werk nie. 2 leiers in die gesin werk nie. Wag. Ja. Nou my punt klaar maak. Die man en die vrou moet mekaar raadpleeg. Die vrou se werk is om ondersteunend te wees. Die vrou word geraadpleeg, want dit is 'n samewerking in 'n gesin. Dis nie dat jy gaan en ek moet hom net volg nie. Dit is 'n samewerking. Ons leef saam. Verstaan jy wat ek bedoel? Ja. So, maar die hoof, wat ek eintlik dan gesê het, die feit dat die man as die hoof gesê word deur die Bybel, daai is familiestruktuur wat die Here opgestel het, is dat as daar 'n verskil kom, en dit is nie te doen met Bybelse struktuur en teen die woord van God nie, dan moet die vrou onderdanig wees, en die man se leiding word gevolg. Want dit is, verstaan wat ek bedoel? Ek hoor jou punt, maar dit is gevaarlik wat jy sê, want dit kan anders ook gevat word vir die kykers daar, of die mense wat luister na die program. So, dit is byvoorbeeld, wanneer dit kom met die woord van God, Daar's geen en jy wil nie luister nie, jy hoor wat ek sê, dan kan ek sê, nee, maar wag, die Bybel sê so, dan verstaan jy. Maar dit het ook te doen met baie ander dinge ook in alledaagse lewe. Maar wat ek wil na terug toe kom, is die familiestruktuur is eintlik ongelooflik. Die Here het dit vir ons al gestel. Ons kyk na hoeveel dinge wat die Here in begin hoofstukke van Genesis vir ons daar gegee het. Ons sien die Sabbat daar. Verstaan jy? Ons sien die weeklikse siklus wat nog altyd is, vandag gebruik is nog steeds. En dan sien ons ook die familiestruktuur wat God vir ons gegee het. Maar wat interessant is baie van vandag se, as ons kyk na besigheidsstruktuur, is dit ook maar gebaseer daarop. Verstaan jy, daar is normaalweg, oor die algemeen, is daar een persoon wat al die CEO is, of ek wil amper sê die kop is van die besigheid. Maar hy is nie die enigste wat besluit te neem het. Ja. Verstaan jy? Dis hoekom ek wil terugkom na die punt wat jy gesê, daar's net een leier. Ja, ek verstaan die punt wat jy probeer maak, maar dit beteken jy het nie 'n leierskapposisie nie. Ja. Verstaan jy, daar is 'n leierskapposisie, want daar's kinders. Daar's verskillende rolle. Ja, verstaan, daar is kinders betrokke, wat beteken beide ek en jy lei. Nee? So, en dis samewerking. Ek dink dis een van die grootste punte wat baie mense mis, wanneer hulle hierdie lees, waar sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Wanneer hulle die woord onderdanig sien, onmiddellik, dan is daar negatiewe gevoelens. Ja, helfte van die vrouens is op hulle agterperk, hè? Ja. En die ander helfte is En dan kan daar ook, byvoorbeeld, want daar's vrouens wat dan hulle self, die Engelse woord is submit, nee? Ja. Hulle onderdanig maak aan hulle man, maar hulle man is nie waardig om onderdanig aan te wees nie. Dis wat ek nog verstaan jy? So, maar ek gaan nie nou daar na die punt nie, jy gaan nou op by uitkom, maar die punt wat ek probeer maak is daar is 'n struktuur, en hierdie onderdanig, en wanneer mense dit sien, is so, okay, dan moet ons kyk, as ons kyk na 'n goeie, suksesvolle besigheid, nee, ek het nou al 'n hele klompie boeke gelees, waar ek baie duidelik kan sien, groot suksesvolle besighede, is waar die persoon, wat die hoof is van daai besigheid, nie terugstaan om sy hande vuil te maak nie. Hy werk saam met sy mense. Hy sit nie bo op sy troon, en sê maar net wat gedoen met 'n sweep en sê, okay, nee, wat ook al. Nee, dis samewerking. So hierdie onderdanig staan nie op sy eie nie, want Paulus gaan aan, dan praat hy van, manne, julle met julle eie vroue lief hê. Dan stop hy nie net daar nie.
Hoe moet hulle lief hê? Soos Christus die gemeente lief gehad het. So die liefde van Christus, as dit in die man se hart is, en deel van sy lewe is, dan kan vrouens onderdanig wees. En daar steel jy nou my punt. Dit wat ek eintlik wil oordra is dat wanneer ons in 'n verhouding met die Here is, hy is die een wat ons kwalifiseer om die rol te speel wat ons moet speel. Dis goed gestel. So, God kwalifiseer ons om die rol te speel wat hy vir ons gegee het. En as ons nie gekwalifiseer is daarvoor nie, kan ons dit nie doen nie. Nou wat is die kwalifikasie? 'n verhouding met die Here waar jy sy stem hoor en volg. En sy liefde uitleef. Dis die kwalifikasie. So as jy wil gekwalifiseer word om te kan trou, daar is die kwalifikasie. Ja. En dan wil ek ook by 1 Petrus 3 uitkom. 1 Petrus Vers 1 tot 7. 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Net so moet julle, vroue, aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle heel reine, godvreesende wandel aanskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So Sara gehoorsaam was aan Abraham, en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Net so met julle, manne, verstandig met hulle saamlewe, en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Hierso sien ons dat as daar 'n geval is waar iemand nie in dieselfde geloof is nie, dat dit is nie net deur woorde nie, maar dade wat jy die persoon oorwin. En vir hulle wys wat ware Christenskap is. Maar 2 Korintiërs 6 vers 14 waarsku ook dat ons moenie met die wat nie dieselfde glo in so 'n noue verband ingaan nie. Ek lees en dit sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Hoe kan daar eenheid wees as die twee partye wat hulle lewens saamsmelt in verskillende waardes glo? Dit is net nie moontlik nie. En wat ons nog hierso sien by Petrus se gedeelte is dat dit gaan nie net oor die uiterlike nie, maar die innerlike hart. Die versiering van die buitekant van die liggaam het geen waarde as die hart nie versier word met 'n goeie gesindheid, met die gees van die vrug van die gees nie. Ja. En dit is wat ons as mans en vrouens ons verhouding behoort te fondeer. Voor ons oorgaan na die volgende gedeelte, wil ek ook net vinnig noem, wat ons nou gelees het. Dit is baie interessant. Daar's 'n sekere klemme wat hy lê. So, hy sit baie sterk klem op vroue, julle eie mans. En dieselfde weer mans, julle vroue. Dit is nie van, jy moet onderdanig wees aan 'n ander man. En net omdat jy 'n vrou is, moet jy dit is glad nie hoe dit werk. En dit is baie keer die gedagte wat sekere mense miskien mag hê. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit is spesifiek wanneer daar 'n verbond gesluit word tussen twee partye. So daar's 'n verbond tussen my en daar's 'n verbond tussen my en jou. En dis 'n veilige verhouding. Voor God is daar 'n verbond. Daai verbond wat gesluit word, deel van daai verbond is, ek gaan jou lief hê soos wat Christus die gemeente lief het. En die verbond wat jy terug is, jy gaan my eerbiedig en onderdanig wees. Verstaan nie, soos die kerk aan Christus moet onderdanig. Maar soos ek terug te kom na die punte wat ek vroeër gemaak het oor die onderdanig, is soos, ons het 'n verkeerde prentjie wanneer dit kom met leierskap. Leierskap is soos hierdie persoon in daai posisie. Nee, leierskap is om te dien.
Soos wat Christus gedoen het, hy het vir ons die Wat het Jesus gedoen? Hy het letterlik op sy knie gegaan Ja. en sy disippels se voete gewas. Die skepper van hemel en aarde het op sy knie gegaan om skepsele sy vuil voete te was. Dit is leierskap. Verstaan jy? So, ons het hierdie verwronge idee van wat leierskap is. Want ons sien in politici en in die wêreld sien ons mense, heersers, en die manier hulle optree en goed, dit is dan dink dis leierskap. Dit wil nie sê, daar's nie 'n plek om 'n sekere leierskap, ek wil sê karaktereienskappe, wat ek al uit te leef op, wanneer dit nodig is om daai spesifieke leierskap eienskappe uit te dra of uit te leef op 'n oomblik nie, maar dit is nie al wat dit is nie, soos of amper is al wat hulle in vaskyk. Dit is ook om te dien, is om op jou knie te gaan, op die tye wanneer dit nodig is om op jou knie te gaan, en dit is om te help waar daar gehelp moet word en te doen wat gedoen moet word. Verstaan jy? Nie om terug te staan vir enigiets nie. Dit is leierskap. So Leierskap vir my ook is dat jy kan nie van enigiemand anders verwag om iets te doen wat jy nie bereid is om self te doen nie. ja. Dit is waar ware leierskap ook inkom. Ja. Okay. Die volgende gedeelte is Verdere verhoudings. ja, en dit is tussen ouers en kinders. So kom ons lees Kolossense 3 vers 20 en 21. Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Nou, hoekom kyk jy en maak jou stem so skoon en kyk vir my? Ja, ek weet dit, daar's 'n terggees in elke pa. Dis so. So, Maar ja, hierso is dit kom dit by 'n ernstige terg, nie 'n speel nie. ja, so, Ja. maar dit is belangrik dat ons moet verstaan, die balans tussen 'n liefdevolle gesag, en om geduldig en bemoedigend te wees, en dat dit deel daarvan is, as 'n ouer. Ja. Verstaan jy? So, baie keer dan verwag ons van ons kinders om gehoorsaam te wees, maar ons is self nie gehoorsaam nie. So dis amper asof ek verwag my kind moenie skree nie, of moenie hierdie doen nie, maar dan doen ek dieselfde. So ek kan nie verwag my kind moenie vloek nie, maar ek vloek. Want is baie ouers wat soos in, ek het een keer letterlik was in 'n gesprek gewees, of toe hoor ek die mense langs aan praat van hulle kind wat gesien het hulle rook en nou soos in die een dag toe sien hy met die sigaret in die mond het hom doodgeskrik tipe van ding. Dus ek sê maar hy gaan nie doen wat jy wil doen of hy wil doen wat jy doen. Want dis wat kinders doen. So wanneer jy sien jou kinders doen sekere goed, moet ons baie keer ook dink soos nee, waar het hulle dit raak gesien? Is dit nie miskien het hulle by my dit raak gesien nie. So ek kan nie verwag dat hulle gehoorsaam moet wees as ek nie gehoorsaam is nie. Ek moet die heel eerste manier hoe ek vir my kind gehoorsaamheid moet leer is deur my aksies. Optrede. Verstaan jy? Voorbeeld. En hoe ek optree. So ek het 'n vraag. As ons terugdink na ons kinderjare, nee, wat is een ding wat vir jou uitstaan? As dit nou 'n ouer is of selfs iemand wat jy nou opgekyk het, wat jou geloof die meeste gevorm het. Dit kan iets gewees wat hulle gesê het of wat hulle gedoen het. So ek gaan jou toelaat dat jy 'n bietjie dink. Vir my is dit dinge beide, as ek kyk na my oupa se lewe, beide my oupas en dan my ouers se lewe, is daar een ding wat hulle gedoen het, buite al die goed wat ek geleer het wat hulle gesê het. En dit is jou gedig wat jy begin het met hierdie program. My oupa, elke keer as ons gaan kuier het, sonder uitsondering, selfs as hy siek was, 4:00 die oggend, ek het altyd op die bank geslaap in die sitkamer. So 4:00 die oggend, dan weet ek vir 'n feit, dan kom hy verbygeloop, dan gaan hy na sy kantoor toe, en dan gaan sit hy op sy stoel, en dan bid hy vir 1 uur. En as hy klaar gebid het vir 1 uur, maak hy sy Bybel oop, en begin hy te lees en te memoriseer. Elke liewe oggend. En dieselfde, dis nou by Henry. En dieselfde met my ouers. Dit was, ek het groot geword in die oggend, die heel eerste ding, toe ek klein was. Opgestaan,
dan het ek by hulle gaan inkruip in die bed, en dan elke keer as ek al gekom het, was hulle al reeds wakker, dit was vroeg in die oggend, 4:00. Dat is al reeds wakker, en hulle het gesit en Bybel lees. Daai het vir my iets in my gedoen, wat, woorde kan dit nie beskryf nie. Verstaan nie, want dit is iets wat vast is, soos in, ek kan opkyk na dit soos in, ek wil dieselfde doen. Verstaan nie, daai is iets waarna, ek wil ook dit doen, ek wil ook so leef, ek wil ook dit my fondasie maak in my lewe. So dit is iets wat vir my uitgestaan het. Iets wat vir my uitgestaan het, wat my ma een keer van my vertel het van, wat ek opgelet het nadat dit my ma het my vertel het, is dat my ouma, as sy so 'n bietjie gepraat het, en dan sy hier en daar gehakkel, maar my ma het gesê, as sy gebid het, nooit gehakkel nie. So, As sy met Jesus gepraat het, was dit smooth. Vertrouensverhouding wat net daar was. die waarde van gebed. Ja. So, En wat ek ook in my ouerskap, in my kinderjare onthou, is die hoeveelheid tyd wat ons in die natuur spandeer het, het ek God in die skepping gesien. Dit is iets wat beslis vir my uitgestaan het. dis 'n voorreg. Ja. So wat vir my, die rede kom ek hierdie vra, is, want ek wil hê dat ons is ouers, nog jong kinders, en enigiemand wat kyk of luister na die program, wat of 'n ouerlike figuur is, of wat ouers is, en wat enigiemand wat 'n invloed het op kinders, Mense. is, baie keer besef ons nie die waarde van een woord, of net een sin wat ons deel met kinders, of met jong mense nie. Byvoorbeeld, as een ding wat my pa altyd vir my gesê het, wat altyd by my op, dus tot vandag toe, hy het al gesê, Richard, hou jy eerder dom en leer iets, as wat jy self slim hou en jy is dom. Ja. En ek sê vir jou, van kleins af het hy vir my gesê, en dit is iets wat by my vastgesteek het, my hele lewe, soos in, ek kan by enigiemand iets leer, al stem ek 99% nie saam met persoon, maar kyk so met, ja, daar is daai 1% dat ek iets kan leer by hom, verstaan jy, soos in, daar is altyd iets wat jy ergens kan leer, en dis iets wat vastgesteek het, so my punt is maar net dat, kom ons wees iemand wat bewus is van die invloed wat ons het op die jonger geslag. Al is dit ons eie kinders of nie ons eie Veral kinders ons nie, eie kinders. dit is baie, baie belangrik. Ja. En dan so, in vers 20 is baie interessant, wat hy sê, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Nou, dit is baie interessant, wanneer ons hierdie lees, en dit sê, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. Nou, dit klink baie sterk, want ek bijvoorbeeld, as jy nou net vat in die wêreld kyk, dat jy kry baie slegte ouers daar buite. En om te verwag van 'n kind, om in alles gehoorsaam te wees, dit Ek dink daar is weer eens hierdie qualifying ja, factor. so maar dit is die hele punt wat ek probeer maak is hierdie teksvers is nie 'n eiland nie. Hy staan nie op sy eie nie. En nou Kom ons wees gaan dit terug. gewig, nou wees Kom dit ons gewig. gaan terug. Vroue, wees julle mans onderdanig, dis nou vers 18. Soos die taamlik is in die Here, dan Kolossense 3 vers 19, die teksvers net voor hierdie en sê, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. So, hier kom miskien weer presies dieselfde struktuur wat ons nou gesien het op die ander gedeelte, sien ons nou hier ook, dat die vrou moet onderdanig wees, soos dit betaamlik is vir die Here. Mans, julle moet julle vrou lief hê, maar wat se liefde? Soos wat Christus, Opofferende. soos wat Christus die kerk lief gehad het. Wanneer daai bestaan in 'n familie, in 'n huwelik, as daai struktuur bestaan, dan, kinders, julle met julle ouers en alles gehoorsaam wees. Want as daardie struktuur daar is van die vrou, wat daar oorgee en onderdanig wees aan haar man, want haar man het haar lief, soos wat Christus die kerk lief het, dan kan kinders hulle ouers en alles gehoorsaam wees. En ons moet altyd die Bybel lees in hierdie struktuur. En nie probeer weghardloop met 'n ding nie. Ja. En want dis wanneer baie mense sê, ja, dit maak nie sin nie, daai maak nie sin nie. Dit maak alles baie mooi sin, as ons dit alles mooi kan lees en verstaan, soos wat God dit vir ons gegee het. Wat vir my ook mooi is dat mens kan hier uit sien, dat daar is 'n spieelbeeld vir ons eintlik. In die verhoudings wat ons het met mekaar, kan ons sien
ietsie van ons verhoudings met die Here. Ons moet gehoorsaam wees aan Christus. En dit is dan die voorbeeld wat ons vir ons kinders kan gee, dat ons is gehoorsaam aan hom, en daarom kan ons gehoorsaamheid verwag. En net in daardie konteks is dit eintlik van toepassing. Want buiten dit is daar nie die veiligheid om dit te doen nie, kan ek amper sê. Absoluut. En nie van terug te kom na die vers 21 waar dit praat van vaders moenie hulle kinders terg nie. Daai Griekse woord is die woord erethisu, as ek dit nou reg uitspreek. En dit beteken om te prikkel, te irriteer. Dus om 'n irritasie te wees, amper soos in jy doen dit as prins om jou kinders se siel uit te trek, as jy dit so kan stel. Om 'n reaksie te kry, so boeties en sissies baie keer met mekaar maak. Ja, so, en so die hele punt is dat, wat ek baie keer probeer doen is wanneer ek praat, en selfs 'n grappie maak, wat ek al dit mag wees, probeer ek te kyk oor die reaksie wat terugkom, so in hoe, want Cordelia, van ons dogtertjie, sy is nog jonk, verstaan, so sy verstaan nog nie alles nie, verstaan, so ek probeer kyk, wanneer ek met haar praat, om te kyk, verstaan sy, meeste van die tyd doen sy is super slim, sy het haar ma se gene gekry, maar die punt is maar nie, daar is baie keer, en ek het gesien, want sy iets nie gesnap het nie, en sy verstaan nie wat ek net gesê het, so nou kan ek as prins wees, en haar siel uittrek, of ek kan dit vir haar mooi verduidelik, of miskien dit los, totdat sy 'n bietjie ouer is, om vir haar te verduidelik, maar die punt is maar net, is dat ons moet, dis nie iets wat ons moet doen met ons kinders nie, want hulle gaan dit doen met hulle boeties en sissies, of met ander mense, wat ook al mag wees, en dit kom terug na, kom ons leef, en wees die persoon wat ons verwag ons kinders moet wees. Ja. Dan kan ons gou vanaf blaai na Deuteronomium toe, as jy vir ons kan lees, Deuteronomium 6 vers 6 en 7. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ander woorde, met alles waarmee ons te doen het in die dag, moet God se woord en sy lesse, en sy riglyne wat hy vir ons gegee het, ons moet dit ten alle tye, moet ons dit met ons kinders deel. En ek gebruik altyd hierdie teksvers, jy weet, om te sê dat wanneer jy praat, jy stop nooit nie. Kinders is deel dit oor en oor en oor en oor en oor dieselfde ding. Dit is asof jy dit is herhaal. Dis is, jy sê nie een keer, okay, moenie daai doen nie, en dan loop jy weg nie. Nee, dis oor en jy verduidelik hoekom nie, en jy verduidelik hier, en dan verduidelik jy daar, en môre sê maar dieselfde ding weer, en jy stop nooit nie. Dit is altyd, jy moet vaslê, en jy moet vaslê, en jy moet vaslê. En ek dink mens moenie ook net sê, moenie dit nie, maar doen dit dan eerder so. Geef hulle iets, as hulle nie weet, hulle mag nie so nie, wys vir hulle dan, hoe moet jy dit dan doen? Daar is baie kere wanneer daar nie. Ja, nee, maar ek praat nou van oor die algemeen. Nee, ek verstaan, maar maar daai kere, mense hardloop ook weg met daardie konsep, want ek het al gesien, soos jy moet dit altyd op die manier doen, en jy wil vir hulle, ek wil sê, 'n alternatief gee om te doen. Dis nie altyd realisties en prakties nie. So, die punt is maar nie, daar is sekere riglyne en strukture wat God vir ons gegee het, en ons moet dit oordra aan ons kinders, en ons moet dit ten alle koste en ten alle tye doen. Verstaan? Baie keer, ek het al gesien waar ouers, hulle word moeg, hulle is nou al moeg gepraat, en hulle is nou al geïrriteerd, en uitgedaag tot die uiterste toe. Dit is jou werk as ouers. Maak maar net vrede daarmee, dat jy vir die res vir jou lewe gaan praat. Stack record gaan lees. Die volgende 20 jaar gaan jy net praat, en dan gaan dit nie regtig stop in my geval. Die punt is maar net, dis deel van kinders se opvoeding. Daar is so baie wat ons nog daaroor kan sê, maar ek dink ons moet aangaan na volwassenes se verhoudings ook, wat buite die huwelik is, en byvoorbeeld in die werksomgewing. Ja. En kom ons lees in Kolossense 3 vers 22 tot 25, diensknegte, moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam, nie met oordiens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet
dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang. Want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. So, hierso, hoe pas ons dit nou toe in die moderne tyd? Ek dink 4 vers 1 sê ook, betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemel het. Weerskante, altyd 'n balans. Die Bybel gaan nie net in een rigting nie, dit bring altyd in volle sirkel terug, die volle prentjie. As ons 'n fout maak in die werk, by die werk, en ons as mens, dit gebeur, hoe hanteer jy as werkgewer jou werknemer? Skal jy hom van 'n kant af, vloek jy hom, of gaan doen jy eers ondersoek en vra maar, waarom het jy dit gedoen? Wat was jou gedagtegang daagter? Of as dit iets wat nou soos 'n blaatant verkeerd was, geen ander manier, wat ook al, hoe hanteer 'n mens dit? Hoe praat jy met die persoon? Dit is so. Is jy 'n Christen in alle omstandighede? En dan weer die werknemer, wag jy totdat jy uitgevang word as jy 'n fout gemaak het? Of gaan sê jy, hoorie, dit is 'n fout wat ek gemaak het, kan jy my help om dit reg te stel, of hoe stel jy voor dat ek dit regstel, of wat ook al? Is jy bereid om verantwoordelikheid te neem? Want dit is wat gebeur in die werksopset. Dinge gaan fout hier en daar. Dit is maar die lewe. En die ding is ook, as jy kyk na hierdie gedeelte wat sê dat diensknegte met hulle Here na die vlees en alles gehoorsaam wees, nie met oordien soos mense behaars nie. So dit gaan oor, dat hierdie baie belangrike punt wat vir my hier uitkom, en hoe ek het, wat ek sien, wat hier staan, jy moet my reghelp as jy dink is verkeerd, maar oordiens, dit is asof jy 'n voorkoms van, as ek wil nou sê die baas, as die baas daar is, of die manager, of wie ook al, die persoon wat bo jou is soos in voor hom of voor haar, dan sê jy soos alles mooi, alles, maar agteraf is jy soos, ja, jy weet, die persoon, whatever. Dit hoort die. Ja, verstaan jy, dit is, ons moet respek toon, en dat gaan het verder, en sê, maar in eenvoudigheid van hart, omdat jy God vrees. Wat se tipe gesindheid het ek? Verstaan jy? En dit is wat ek moet uitleef, omdat ek 'n kind van God is. Miskien is ek in 'n werkopset wat daar nie gelowig is, nie mense wat glo in God nie. Maar wat? Dis my geleentheid om te leef, dat hulle kan sien, maar hierdie persoon is anderste. Wat hy doen, hoe hy optree, hy's getrou, verstaan jy, hy's betroubaar, daai tipe van dinge wat God van ons verwag, want dit is die manier hoe ons sy karakter aan hulle kan voorstel. Ja. En weer eens sien ons ietsie van ons verhouding met die Here in hierdie, want ons word deur die Bybel beskryf as diensknegte van die Here. Ja. Ons werk vir hom. Ons is onderdanig aan hom. En ja, en ek ook binne die konteks van die kerk, in hierdie opset waar Paulus eintlik geskryf het, was daar slawe, maar daar was ook reëls. Dis nie soos wat ons slawerny in die westerse wêreld, jy weet, nou meer moderne tye was nie. Daar was reëls en regulasies, en daar was voorsiening gemaak vir 'n slaaf. Ja, so byvoorbeeld, dit hang natuurlik aan watter kultuur jy was. Ja, so as jy kyk na Israel, en jy kyk ook dan na die vroeë Christelike kerk, dan sien ons dat daardie struktuur en die reëls wat God vir hulle gegee het, was baie sterk geweest. Dit was baie streng geweest. So, en dit was om die persoon te beskerm. Maar al die ander nasies om hulle, dit was nie goed geweest. So, ek wil nie op die punt wat jy maak is, dit was nog altyd slawerny, was nog altyd vreeslik geweest, maar as jy gegaan het na Israel toe, en jy gaan kyk na die vroeë Christelike kerk, dan sal jy sien, maar dit was anders hanteer geweest, omdat God daardie maatreëls in plek gestel. Kyk na Filemon. Ja. Ek bedoel, net daarso word daar gesê, hanteer hom as 'n broeder in die geloof. Ja. Maar nou wil ek ook sê, omdat hulle beide Christus aanvaar het, kon Paulus daardie advies gee. En as ons in 'n konteks of in 'n situasie is waar daar nie beide partye in die Here glo nie, is die een wat in die Here wel glo, sy verantwoordelikheid soveel groter om juis die Here se liefde en die manier van hoe ons met mekaar te werk gaan uitwys. Nog belangriker.
Nou, ek wil amper sê die gom van alles. So ons het nou Om met gekyk mekaar te na leef. ons het gekyk na weet man en vrou. En ons het gekyk tussen ouers en kinders en ons het nou gekyk na buite die familie. Tussen mense buite kan die familie. As dit nou tussen net vriende is of by die werksplek, waar dit ook al mag wees, selfs by die kerk. Wat is die gom van dit alles? En dit is dan die volgende gedeelte en dit is gebed. Is bid ons vir mekaar en hoe bid ons vir mekaar? Want baie keer dan sal ons kyk soos in iemand vra jou, Eileen, bid vir my asseblief. En die vraag is, hoe bid jy vir daai persoon? En ons gaan 'n bietjie kyk daarna. En so Kolossense 4 vers 2 tot 4 sê die volgende, dit sê volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. So Paulus is hier so in die tronk, né? Dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek. So, die heel eerste gedeelte wat ons nou hierso sien is, hy sê volhard. En die Jy moet gebed. aanhou. Dit is deel van ons lewe. Dit is nie net 'n afsonderlike taak amper sê, wil ek sê, ja. Nou, dieselfde woord word gebruik in Handelinge 1 vers 14 van die disippels se gebed in die boventrek. Hulle het volhard in die gebed. Dit is nie 'n eenmalige versoek nie. Verstaan, dit is 'n lewenstyl. So, baie keer, en dit is hoekom ek nou sê, hoe bid ons vir mekaar? Hou dit in gedagte. Dan die tweede punt is, ons moet waak daarin. Ons moet wakker wees. Jesus sê self vir die disippels, toe hy na hulle toe kom en hy soos, waak en bid. Hoekom is dit belangrik om te waak en te bid? Hoekom gebruik Jesus daai twee saam? Wel, ek het al baie keer in die oggend wakker geword en ek met alle poging om te bid en my oë val net toe. So fisies, as 'n mens vroeg opstaan, moet jy waak, jy moet wakker wees, jy moet bewus wees. Weet jy wat ek al gedoen het, né? En iemand met my sê as dit verkeerd is. Maar ek sal in die oggend, as ek so sukkel soos wat jy nou daar noem, dan het ek oop wat ek bid. So die rede hoekom ons oë toemaak is uit respek. En om jou distractions. Ja. So wat ek sal doen is ek sal die lig aansit en dan sal ek letterlik soos in die muur vaskyk, maar net soos in daar's lig dat ek soos in wakker bly, maar nog steeds jou gedagtes te fokus op. Jy hoor wat ek sê. So dis dieselfde as byvoorbeeld wanneer jy bestuur, bid jy. Verstaan jy? Met jou Maak jou oë oë toe en Nee. die punt is net dat jy probeer te doen wat nodig is om te doen om die versoeking te kan oorkom. En doen wat ook al nodig is, wat jy moet wakker bly, goeie gesig nat, wat ook al het mag wees, maar die punt is dat, dit is nou nie net waak in soos in bly Fisies, wakker ja. fisies nie, maar waak daarin op die manier wat ons bid, hoe ons bid. Wees bewus van die maniere waar die duiwel eintlik kan aanval in jou gebedstyd. En die deel daarvan is wat ek nou die punt wat ek wil maak, is dat ons moenie, kom ek sê hoe ons bid, is ons moenie bid met selfsugtige houding en ons moet bewus wees, ons moet kognitief bewus wees van hoe ons bid, wat ons bid. Wat is ons motiewe vir dit wat ons vra of En baie keer kan jy motief reg wees, maar nog steeds ons bid verkeerd. Want ek bid met die fokus op myself. Ek en my motief kan miskien regtig nie wees dat ek fokus na myself nie. Maar soos net kyk na jou gebedstruktuur en kyk waar begin jy? Begin jy, Here asseblief help my met die Here help dit. Of begin jy om die Here te loof en te prys? Dis nog iets wat ek by my oupa geleer het, is hy het altyd begin bid en dan dit die Here geloof en prys. En dan na 'n lang ruk, dan kom hy nou uit by, jy wat ek sê, soos in, die fokus is nie ek nie, die fokus is die Here. Verstaan nie, soos in daai koneksie met hom te kom, en dan, wat ek jou net nou genoem het, is, Wag, jy kan nie net oor dit oorvlieg nie.
waarom is dit nodig om die Here te loof en prys in gebed? Wil hy net soos in hierdie glorifying moment hê? Waar gaan dit? Wel, eerstens, hy kom dit toe. Ja. Want hy amen. is die skepper, Ja. God van hemel en aarde. Ek het so rukkie terug het ek 'n ander persoon gehoor praat wat ook 'n ateïs was, wat spesifiek genoem het oor baie godslasterlike manier hoe hy gepraat het oor God en dat hierdie God wat ons aanbid, Egocentric. ja, want hy soek net lof en prys en dis ook al wat hy soek. Soos in omdat jy nie God verstaan nie, omdat jy 'n hele totaal verkeerde prentjie het van God en omdat jy, soos in Jesaja sê, jy kom met jou gedagtes en dink ek is soos jy. Ja. Want dis soos ons kom met ons menslike gedagtes en dink dat God is soos ons. Verstaan jy? Soos ek is selfsugtig, so dan moet hy selfsugtig wees. God kom dit toe. Hy is die skepper, God van hemel en aarde. En elke lof en prys kom my toe. Amen. En dis nooit genoeg nie. So dis nommer 1. En dan nommer 2 is dat om ons fokus weg te vat van onsself af en om op hom te plaas, want as ons fokus op God is, dan kan ons 'n beter visie kry van die lewe. Dan is die res in konteks. So dit is nou die antwoord op my punt. Maar om terug te kom na wat ek wou gesê het is dat wanneer ek of enigiemand anders aan jou toe kom en sê Eileen, sal asseblief vir my bid. En dan sê ek miskien vir jou, jy weet waarvoor dit is, miskien is dit maar net oor die algemeen wat ek al dit mag wees, is dat die vraag is, hoe bid jy vir daai persoon? En dan eintlik ook 'n baie belangrike vraag is, bid jy wel vir die persoon as jy sê jy gaan vir hulle bid? En ek dink ons het al hier gesels, is dat die geheim daarvoor is, bid dadelik, Ja. en dan bid sommer dat die Here vir jou sal herinner om weer vir hulle te bid, want dit is waar dit nou inkom, die rede hoekom ek vra, hoe bid jy? Is dat bid ons met volharding. Ja, Want so volharding een keer is- as dit noem, Ja, volharding is is 'n aanhoudende proses. Dis iets wat jy aanhou om te doen. Dis soos, eet ek net eenmal in my lewenstyd of eenmal 'n jaar of eet ek elke dag? 'n Paar keer deur die dag. Daniel se voorbeeld, 3 keer 'n dag. So en dit is nie net van 'n geskiedgebedjie nie. Of Verstaan dat jy? 'n ritueel is of 'n Verstaan jy, dit moet gewoonte iets wees. Jy kry 'n goeie gewoonte, maar my punt is maar nie dat dit moet iets wees dat dit is gebed, dis waar jy praat met die Here en soos ek sê, dit hoef nie te wees dat jy spesifiek op jou knieë gaan, dit kan in die kar wees, jy kan in die verkeer sit en jy kan praat met die Here. Jy kan vir 'n uur lank praat met die Here in die kar. En baie keer hou ons osself so besig met alledaagse goed. Ons praat met mense oor die foon, wat ook al dit mag wees. En ja, ons kan baie keer goeie inligting kry van vriende en familie en so voort, maar hoekom vra ons nie vir die een wat alles weet nie? So hier is 'n vinnige punt wat ek wil maak en ek weet ons tyd loop uit. Maar ek het nou die dag 'n artikel gelees waar hulle gewys het dat al hoe minder mense begin Google te gebruik. Hulle gaan na ChatGPT toe of na selfs Google se eie Gemini of wat ook al dit mag wees, om vrae te vra of om goeders te soek, want die antwoorde wat hulle kry is meer spesifiek, baie meer spesifiek en baie vinniger en baie meer akkuraat. nie meer akkuraat, ja. Want normaalweg as jy gaan soek vir iets op Google, dan soek jy, klik op die website, dan gaan soek jy in die website Jy mors tyd eintlik. dis so nou mense gebruik AI want dit is net soveel beter. Hier is my punt wat ek probeer maak, is dat baie keer gaan soek ons vir inligting van menslikheid af, van ander mense af. Nou ek verstaan nie, seker ons kan goeie inligting en goeie raad kry van ander mense, want die Here gebruik ander mense om met ons te praat. Ja. Maar waarom sal ons net heeltyd gaan soek by mense as ons in kontak kan wees met die Skepper, met die een wat werklik alles weet? Verstaan jy, soos in, mense is almal so erg oor AI en is so amazing, so wonderlik, en het is nogals amazing, as jy daaraan Misbruik dink. gebruik. Maar, wat is AI? Wat ek sê, ons het toegang tot die een wat alles het. Verstaan, inligting wat van ontelbare jare terug, en hy weet alles wat in die toekoms, ons kan nie dit begryp nie. Ons het toegang tot hom, en ons kan praat met die een wat alles weet. Ja. Hoekom doen ons dit nie? En dit is wat gebed is. Gebed is nie net ek wat praat met God nie, maar God wat terugpraat met my. En baie keer doen dit op wonderbaarlike maniere. So,
net om terug te kom na die punt wat ons in die begin genoem het, is dat hierdie is die gom. Ja. Dis 'n man en vrou, wanneer ek het agtergekom, nee, wanneer ek miskien vashak met jou oor 'n ding, dan kom ek agter, wanneer laas het ek en jy bietjie saam Bybelstudie gedoen, of het ons saam gebid, of, jy weet wat ek sê, soos in, as daar krappigheid tussen ons kan wees, dat is die antwoord. Selfs tussen vriende, selfs tussen as jy mense wat miskien nie eers gelowig is nie, maar wanneer was die van gebid? Ronnie, soos in, jy het miskien 'n probleem met die persoon, jy voel nie lekker, wat ook al mag wees, as jy nou jou baas is, of iemand by die werk, wat ook al het mag wees, bid vir die persoon. Ja. Hoekom bid ons nie meer nie? Verstaan, so, gebed is die sleutel, en is die gom, om dinge reg te kry, wat normaal nog nie reg gekry sou kon word nie. En om dinge by mekaar te hou, wat menslik onmoontlik sou gewees het. En dis wat God vir ons wil doen. Dis wat God vir ons wil gee. Om terug te kom na Johannes 10 toe, wat vir ons sê. Die lewe wat God wil gee, is 'n lewe van oorvloed. God is God van liefde, en dit is, hy wil vir ons die beste gee. En deel daarvan is ons met 'n konneksie wees met hom. Die bron van wysheid. Absoluut. Ja. So, om met mekaar saam te leef, in die konteks van ons tema, dat hemel en aarde verenig moet word. Ons huishouding, ons verhoudings, moet 'n klein hemel op aarde wees. Dit moet daai voorsmaakie hê, om mense te sê, hey, dit is wat die Here vir ons wil hê. Dit is wat ons in die hemel gaan ervaar. Maar die ding is, ons huisgesin, ons families, is die fondasie van ons gemeenskap. Ja. En van ons nasie. Ja. En dit is waar God wil begin. En dit is waarom Satan ook die huisgesin aanval. Want as hy die huisgesin verbrokkel, is die gemeenskap daarmee heen. Ja. En die kerk daarmee heen. Absoluut. So, daar's 'n gedeeltjie wat ek graag wil lees. Ons moet Christus in ons harte en in ons huise toelaat, as ons in die lig wil wandel. Die huis moet alles wees wat deur die woord geïmpliseer word. Dit moet 'n klein hemel op aarde wees, 'n plek waar daar liefderykheid beoefen word en nie opsetlik onderdruk word nie. Ons geluk maak staat op hierdie beoefening van liefde, simpatie en ware hoflikheid teenoor mekaar. Dit is wat God wil hê ons families moet wees. 'n Klein hemel op aarde. Wanneer mense in konneksie kom met ons as familie, moet hulle dit kan ervaar. En ons moet elke dag, letterlik, dit moet ons doel wees. Dit moet ons lewensmissie wees, as families, om dit te bewerkstellig in ons lewe. Want dit gaan ons omgewings verander. Ja. Dit gaan almal mense gaan dit begin raak sien. Mense gaan dit by jou werk en in jou werk raak sien. Enigiemand wat in kontak kom met jou en of jou gesin, gaan hierdie raak sien. Dis wat God wil hê ons moet doen. En dit is waarlik om mekaar te kan saamleef. Kom ons sluit af met gebed. Here, dankie van die voorreg van die woord, dat ons nou hierdie tydjie kon spandeer het, om te kon lees, oor die struktuur wat U vir ons gegee het. Die kernpunt, die fondasie van ons samelewing, waar het begin tussen man en vrou, tussen ouers en hulle kinders, families, hier in die werksplek en vriende, en hoe hierdie alles uitkring, Here, tussen en om almal wat om ons is, in ons kerke, oral waar ons is, Here. Soos wat die Bybel sê, waar moontlik, leef in vrede met almal. Dit is wat U graag vir ons wil hê. Bid ek asseblief dat ons hierdie struktuur wat U vir ons gegee het, sal volg. Dat ons hierdie maatreëls wat U vir ons in plek gestel het, Here, dat ons dit sal uitleef en dat ons dit ons missie sal maak, ons lewensdoel, om ons families 'n klein hemel op aarde te laat wees. Dat mense U karakter nie net in ons eie lewe sal sien nie, maar Here, in die manier hoe ons as familie sal optree en sal leef, is my gebed in U naam. Amen.